gaan sit en kuier by sy voete. Stop jou godsdiens. Godsdiens. Hierdie Christen godsdienste op Facebook, wat heel dag, en jy kan maar vir my kwaad raak. As ek opsit my varke se foto's, God gaan jou straf in die hel. My God het daai vark gemaak. Ek eet hom. As jy my wil eet, is jou saak. Ek het 30 sendelinge wat ek moet vir kos gee, daagliks. Nou weet ek, ja, daagliks moet ek vir hulle kos gee. 30, 70 mense eet 3 etes 'n dag by ons. Ek respekteer jou as jy nie vark eet nie, maar bly van Facebook af, of van my blad af, om vir my te vertel. As die krokodille opkom, o jou watergeeste, jy gaan in die hel beland. Jou godsdiens. Ek wandel saam met Jesus. Ek vreet daai krokodil voor hy my vreet. Ek vreet hom. Luister, kan ek vandag vir jou sê, die laaste krokodil wat ons laasweek geslag het, 5 meter lang, maak ek R50.000 uit, voor ek nog sy vel verkoop het of sy vleis. Net die Rolex horlosie wat binne hom was van die laaste ou wat hy opgevreet het, kry ek R50.000 voor. Maar okay. Mense, hoor gou mooi. Ek wil afsluit om vir jou te sê, hy gee werklik om. Jy's kosbaar, jy's waardevol, maar jy moet dit begin glo. Ek vertel gisterand vir die jong mense, toe ek by die skool kom, ek was bont in my gesig, ek was buite-egtelik gebore, ek verstaan ek is in windhoek gemaak in 'n fliek agter op die agtersiet van die kar, maak nie saakie. Ek het nou nog nie my pa ontmoet, hy het hom so vrek geskrik toe ek uitkom. Hierdie rooi bondel, maar ek dink dis Trump. Hy lyk vir my baie na my. Ek lyk nogal my stiefma, maar okay, kos los dit nou. Maar hoor gou mooi. Toe ek by die skool aankom, toe sê hulle, hy kyk, sy oupa het hom in die bad vergeet, hy het geroes. Ons was die armste van die armstes. Ek het by 'n buite toilet groot geraak. As ek sit so op die toilet, dan hoor ek, kom my brommer, en sit hy op my stert. Dan maak ek so. Ek het die toiletpapier partykeer gehad, jy ons het koerantpapier gehad. As jy so afsit, dan sit hom Hendrik Verwoerd op die ander kant van ons stert. Maar weet jy wat, ek het nie veroorsaak dat my omstandigheid, ek het nie in my omstandigheid gebly nie. Ek het nie in die hoek gaan sit en my polse gekou nie. Ek het nie gesit in stres, laat my sproete afval nie. Nee, ek het opgestaan en gesê, ek het 'n Jesus. En ek het nie elke dag berading nodig nie. Ek het nie depressiepil nodig. Hoor gou mooi, ek het meer mense vermoor, as wat ek tone en vingers het. Ek het tot kinders vermoor, man. So sleg was ek. Ek moet pakke depressiepil elke dag drink. Maar toe kom sy bloed, en was my skoon. Sy bloed. En nou draai ek dit net om waar ek mense doodgemaak het, gaan ek in, en ek gaan red mense. Ek sluit af om te sê, volgende keer gaan ek om trip in Oekraïne. Julle gaan dit sien, dat hy val daar. Hy gooi my in 'n ambulans nou die dag. 2 vliegtuie gooi ons. En hy gooi my in 'n ambulans, ek kan nie uitkyk, hy gooi my agterin, hy is voor. Hy sit en lag vir my. Vat hy revenge. Hy sê, onthou jy toe jy my wou geskiet het 2 weke, ek val. Toe ek daar uitklim, ek is so kwaad. Ek bid toe val die vliegtuig, maar, prys die Here. Ek wil vandag vir jou sê, ek praat nou baie deur mekaar in 'n kort tydjie. Volg ons op YouTube. En as jy wil 'n genadeprediker volg, wat net vir jou om jou lippe sis, tot in die hemel, volg hom tog, Andres Strauss. Volg hom. Hy gaan vir jou vertel, hoe is jou pad hemel toe. Ek gaan vir jou sê, as jy suip, gaan jy hel toe. As jy porn kyk, gaan jy hel toe. As jy saam bly, gaan jy hel toe. Maar as jy die Here dien, gaan jy hemel toe. Die Here seën, dankie. Hy is van daai ouens, hy gaan vir julle sê, julle is alright. Julle is alright. Okay. Eendag was daar 'n ou wat besig was om te verdrink in die see. Terwyl hy besig is om, sien 'n ou, hy's waai daarso en hy gaan onder. En hierdie ou hardloop en hy spring in en hy swem na die ou toe en hy red daai dag sy lewe. So 'n paar jaar later, die ou wat besig was om te verdrink, vermoor toe iemand en hy daag op voor die regter. En toe hy voor die regter staan, sê die regter vir hom, hoor hierso, vandag veroordeel ek jou tot die dood, tot die dood, tot die dood. En hy kyk op en ewe skielik val hy iets by. Hy sê, maar regter, jy lyk vir my baie bekend. Is jy nie dieselfde ou wat 'n paar jaar terug
my gered het uit die see uit hê? Sê ja, daai tyd was ek jou redder. Vandag is ek jou regter. Vandag soos ons hier staan, is Jesus ons redder. En hy wil een en elkeen van ons red. Hy gee jou die geleentheid, hy gee jou die kans. Maar daar gaan 'n dag kom, wat ons voor hom moet staan, en dan is hy ons regter. Maar saam met dit wil ek ook vir jou sê, jy is besig om te struggle met iets binnekant jou. Jy is besig om te bid, en jy vra vir die Here oor en oor, Here, asseblief kom help my in hierdie situasie. Ek wil vir jou sê, even though he's 4 days late, he's still on time. Ek het nou die eer weer gehad om te staan in Magdala, waar hierdie situasie gebeur het. Wanneer dit lyk asof daar geen hoop is nie. Wanneer dit lyk, hoor hierso, ek gaan nie uit hierdie verknorsing kom nie. Even though he's 4 days late, he's still on time. Dit voel dalk vir jou, jy bid in 'n plafon vas. Dit voel dalk vir jou, jy huil jouself elke aand in die slaap. En dit is 'n groot realiteit vandag. Hierso sit mense vanmôre, hierso, jy het jouself gisteraand in die slaap gehuil, en gesê, hoor hierso, niemand gee om oor my nie, niemand worry oor my nie, niks sê. Ek wil vandag vir jou sê, Jesus gee om. En sy tyd is nie ons tyd nie. Hy gaan kom en hy sal jou kom help. No matter what. 4 days late, but still on time. The news came to Jesus. Please come fast. Lazarus is sick, and without your help, he will not last. Mary and Martha watch their brother die. They've waited for Jesus, he did not came, and they wondered why. The death watch was over, he's been buried 4 days. Then somebody said, he'll soon be here, the Lord's on his way. Martha ran to him, and she cried, Lord, if you had been here, you could have healed him. He'd still be alive. But you're 4 days late, and hope is gone. Lord, we don't understand why you've waited so long. For his way is God's way, not yours or mine. Isn't it great when he's 4 days late, he's still on time. Jesus said, Martha, come on, show me the grave. But she said, Lord, you don't understand, he's been buried 4 days. The gravestone was rolled back, and Jesus cried, Lazarus, come forth! And somebody said, he's alive, he's alive, he's alive. You may be fighting a struggle of fear. You've cried to the Lord, I need you now, but it has not yet appeared. My friend, don't be discouraged. He's still the same. He'll come into your life, and he'll roll back the stone, and he'll call out your name. When he's 4 days late, and hope is gone.
understand why I've waited so long. For His way is God's way, and not yours or mine. Isn't it great when He's 4 days late? He's still on time. Isn't it great when He's 4 days late? He's still on time. Amen. School of Fire Bybelstudies. As jy vandag 'n sendeling wil word of jy wil 'n pastoor word, maar jy moet by jou huis wees, kan jy oor die pos studeer. Gaan op YouTube, tik in School of Fire Bybelstudies en jy gaan na ons playlist toe en daar sal instruksies wees wat jy nodig het om te volg om 'n pastoor of 'n sendeling te kan wees. Vir meer inligting, kontak vir Ansori Baardenhorst of stuur vir ons 'n e-pos vandag. Jesus like jou. Even though He's 4 days late, He's still on time. Maak gou jou oë toe. As jy vanmôre wil sê, Here, hier is ek struggle met iets, steek op jou hand. God weet van elkeen van julle wat hierso vanmôre sit. Elke siekte, kwaal, onreine gees, bid ek nou weg in Jesus naam. Maar Here, ek kom bid ook dat U Gees nou sal begin beweeg. Here, laat U tussen almal hierso sal deurbeweeg en hulle sal aanraak, Here. O Rababashita. Here, ek wil dat U elkeen 'n ontmoeting mee vanmôre sal hê, Here. Here, dit is so wonderlik vir my om te lees in Numeri 6, dan sê U, you turn your face towards us. Here, ek wil dat U asseblief U gesig vandag na ons toe kom draai. En dankie dat U vir ons luister, Here. Here, ek kom bid vir een en elkeen van ons wat nou ons hande op het, Here. Here, dis 'n moeilike wêreld, ons struggle met baie goed. Maar Here, ek wil dat U ons sal kom aanraak, Here. Here, toe Petrus ondergaan in die water, toe gryp U hom en trek hom uit en help hom. Here, ek kom bid vanmôre vir hulp vir elkeen van ons. Dankie, Here, dat we serve an awesome God. Amen en amen. Baie, baie dankie. Ons het nog so tydjie oor voordat hulle gaan aanbeweeg met die program. So as een van julle enige gebed nodig het, Visser en die mense wat saam met ons hierso is, asseblief kom staan hierso voor en kom vorentoe as julle gebed wil hê, as julle met iemand wil chat. Ek sien ook daar's 'n afdeling. As julle net wil ook met iemand loop sit en gesels, asseblief kom. Sien julle al hierdie gesigte? Die Here het elkeen van hulle aangeraak op 'n unieke manier. Ons gaan langer as die 7 minute moet gebruik om deur te hardloop net elkeen se testimony. Maar die moral of the story is, dit maak nie saak waardeur jy is, God wil jou gebruik. Maak nie saak hoe sleg jy was, God wil jou gebruik. En die wonderlike ding is, God kan jou gebruik, as jy wil. So ja, kom asseblief gerus uit vir gebed. Hy gaan vir ons lekker saggies musiek opsit, asseblief. En dan as jy enigstens wil vorentoe kom, dankie. Chasing a light, holding on tight, living the moment. I'm gonna grow, I'm gonna glow, I know it. I got no fear, runway's clear, ready to take off, ready to take off. Someday, I know I'm looking in the right way. Oh, one day, keep praying, I keep praying.
mense dit so geloof. Maar dank God, ek kan vandag sê, is jy al op daai plek? Kan jy al sê, ek het, of is ek maar nog steeds besig? Met niks, by the way. Want die dingetjies van hierdie wêreld is 'n gejaag na wind. En dit kom tot niks. Die Engels sê vanity. It's all vanity. A life lived for thyself is a worthless life. It means nothing. But a life surrendered to God is a life so much worth mentioning that he says, I will write your name in the book of my son. Who says that, I wonder? Maybe the one that made you? Will you not honor him and love him and worship him and adore him? So kom ons gee die God van Abraham, Isak en Israel 'n lofoffer. En ek gaan die shofar blaas, sommer om vas te maak wat al reeds gesaai is hier en wat nog gesaai gaan word, dat hier 'n sieleoes kan inkom, want ek is maar 'n bietjie moeg van hierdie halfhartige, slapgattige, lou geit. Ja, hierdie dominee praat so 'n bietjie anderster as die ander een wat so loop en geld vra. Eina, ek soek nie jou geld nie. My papa sorg vir my. Yes, Johan, maar jy lyk so al windgat. Ja, ek is. Ek sê windgat lyk die van my papa. Moet ek nou skam kry omdat hy my pa is? You ain't gonna see that happen. Not in this life. Because I don't live anymore, but Christ Jesus lives through me now. For me to live, it is Christ. But for me to die, oh, that was gain already. Because maak hom vas. Maar ek gaan net vir so vra, want daar is so 'n mooi naam. Want is toch so 'n bespiegeling nie buite. Dan sê hulle, nee, maar sy naam is Joshua, en sy naam is Jehoshua, en jy moet nou sê Yahweh, en jy moet nou sê, ja, soor, wie sê so, jy? Kom ek wys jou gou, wat sê die wêreld? Wie se naam word in Hollywood gelaster? Ja, is so. Word Mohammed in Hollywood gelaster, want as jy 'n moslimse profeet laster, nee, dan wil hy jou vrek maak. Maar as hulle my Jesus, which is the way, the truth and the life, sy naam laster, dan offend dit jou nie. Dit pla jou nie. Ek vra weer, wie se naam word gelaster in Hollywood? Want Satan is die pimp van Hollywood. Nou as Satan die pimp van Hollywood is, wat ons definitief nie hoef te bespiegel nie, want dit is 'n hoernes, gemors. Daar kom niks goeds uit daai Hollywood uit nie, man. En onthou Jakobus 4:17 sê, vir hom wat weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. So as jy sit in Hollywood flieks kyk op Netflix, is jy met niks goeds besig nie, sorry wel. Ja, hierdie dominee het bietjie kom pak uitdeel, omdat hy vir julle lief is, en vir julle omgee. En ek sê agter jou geld of jou guns aan nie, ek sê agter jou siel aan. Wys is die man, wys is die vrou, wat siele wen. Ek skree nie op jou nie, ek skree vir jou. Ek is nie aggressief nie, ek is passievol. Don't confuse the two. Ek is nie soos hierdie ander ouens wat, en nou offense, rooi as 'n ou moet lag. Maar as dit gaan oor 'n siel, is dit nie 'n grap nie, my oom. Jou ewige lewe hang aan die balans. En ek moet hier staan en jokes crack. Waar lees ons dat Jesus dit gedoen het? Hoe het nou maar eers 'n grappie gemaak voor hy die man genees het? Waar? Nee, ons sien wel God lag wanneer hy die heersers van hierdie wêreld antwoord in sy toorn. God lag. Want hulle dink mos hulle gaan oorlog maak teen God en hom wen.
Hulle dink mos hulle is gode self. Ja, hierdie Illuminaties en hierdie vrymesselaars. Hoekom het Jesus gesê, die bouers? Wat is 'n vrymesselaar? What is a mason? Is dit nie 'n bouwer nie? Het gesê die bouwers wat die hoeksteen verwerp het. Jy sien, dit is nie 'n onlangse ding nie. Hierdie ding kom al millennia's. En hy het reeds gekom om die grootste religie op aarde te kom aanwyl, naamlik satanisme. Want vrymetselary in the highest degrees, soos Albert Pike tereg self gesê het, yes, we do recognize Adonai as God, but we worship Satan. Ek gaan aftel op 1, 2, 3, dan gaan ons bietjie saam skree, die wat wil. Want please, make yourself involved in this. Dan wil ek hy naam hoor. Come on. Ek wil hy naam hoor. Ek het nie eintlik 'n woord vandag nie, ek het trane, man. Ek het trane oor die divisie waar daar onder sodanige Christene is, want die naam Christen beteken nie buite niks meer nie. Ek is nie 'n Christen nie, man. Weet jy wat, ek is 'n kind van God, nie 'n Hans Lam nie. Nie 'n aangeneemde kind, ek is 'n kind van God. Come on. Nie 'n Christen nie. Amen. Want dit beteken niks meer vandag. Christen beteken Christ-like. Is dit? So lewe jy soos Jesus. Come on. Ja, Johan, jy weet, ons is almal net mense. Ons is niemand is volmaak nie. Ons almal maak foute. Enough. As jy foute maak, hou daarmee op. Come on. Huh? Sê dit. Wil jy ander foutjies maak? Ek's net 'n mens. Nou wat wil jy wees? Wil jy God wees? Posisie teiken. Not available. He shares his glory with nobody. Ja. Ja, maar ek het my hartjie vir Jesus gegee. Waar lees jy dit? Ek lees, God haal die hart van klip uit. Hier is hy. Wat doen 'n hart van klip? Hy breek, sal wat hy doen. Hy breek en hy verwoes, hy kan nie lief hê nie. Hy het net die wêreldse dinge lief. Hy het nie God lief nie. Psalm 8. U het die God weinig, u het die mens weinig minder as 'n goddelike wese geskape. U het hom met heerlikheid en eer gekroon. Dis wie hy is, mens. Jy is nie tevrede daarmee nie. Weet jy hoekom as jy nie tevrede met jou lewe nie, want jy lewe nie jou skepingsdoel uit nie. Huh? Wat is jou skepingsdoel? Ekskuus mense, hierdie earpiece bly uitgang. Jou skepingsdoel is om te heers. I've created man to rule and reign in the domain of earth. Heers jy? Of heers hierdie wêreld oor jou? Hy het oor my geheers, ou boeta. 10 jaar drank verkoop. Vir jare verslaaf aan porn. Vrees. Slaaf van vrees. Rasis. Weet julle, rasisme is gewortel in vrees. Jy's bang vir hy swart man, dis hoekom jy hom haat. En as jy daai swart man haat, sê ek jou, jy's op pad hel toe.